Ons floreer as ons gemeenskap beleef deur inklusiwiteit. Hoe vorm 'n gemeenskap of dan gemeenskappe? Onthou, gemeenskap beteken meer as net 'n groep mense wat saam met mekaar woon of saam met mekaar werk. Dit is 'n lewende band wat vorm van mense wat werklik deel van mekaar begin voel, wat mekaar se roeping saam deel, wat mekaar se lewens saam deel. Hulle voel hulle behoort regtig en hulle harte is juis in hulle gedeelde saamwees. 'n Mens hoor sommer hier dat dit aanvaarding sal vra, want niemand van ons is dieselfde nie. Nou, die vroeë kerk was 'n spesifieke voorbeeld hiervan, want hulle was 'n smeltkroes van verskillende kulture, gewoontes en geskiedenisse. Paulus skryf juis in Romeine aan gemeente wat worstel met verdeeldheid tussen Joodse en nie-Joodse gelowiges. En dan herinner hy wat hulle eintlik by mekaar hou, of wie hulle eintlik by mekaar hou. Hoor hoe skryf hy in Romeine 15 vers 7. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Nou, selfs vandag word ons eintlik nog meer geroep om te leef in 'n wêreld wat ons in verskillende groepe verdeel, en om dan juist te leef in gemeenskap met mekaar. Wat gelowiges word geroep om 'n ander pad te loop, die pad van inklusiwiteit wat juist die karakter van Christus beliggaam. Nou, positiewe sielkunde beklemtoon nie die Bybelse waarheid. Robert Putnam wys daarop dat sosiale kapitaal wat die bande van vertroue, van samewerking, van wederwysige ondersteuning insluit, juis gemeenskappe laat floreer. Inklusiwiteit bou presies hierdie soort kapitaal. Dit skep ruimtes waar mense hulself kan wees en saam kan groei. Eenvoudige dade word dan heilige oomblikke en heilige gemeenskaplikheid, soos om te luister na die stil stemme in vergaderings, dat deel in die of deelname te hê in multikulturele byeenkomste, om opreg te luister na iemand se storie, om saam koffie te drink. Wanneer ons inklusiwiteit leef, is daar iets van die hemel wat elke mens op aarde beleef. Beleef dit nou al. Jy kan. Leef geïnspireerd.